Kom ons begin sommer met die topside. Die topside het 3 gedeeltes, 3 spierlae. Ons verwyder die boonste. Jy sny net in die vliese, dis hoe jy hom losmaak. Aan die onderkant sny net al die vetjies weg. Aar aan die onderkant van jou topside, hulle noem dit ook die Hollandse aar. Gewoonlik op die voorpunt, op jou topside is daar hier en daar 'n stukkie seening wat nog vas sit, wat soos hy van die bene af geskeer het. En jy gaan saam met die grein sny. Biltong omtrent so 2,5 cm dik. Dis omtrent die regte dikte, of wat ek vir jou in simpel terme is, somme miskien omtrent so dik soos jou duim. Dis omtrent maar dikte wat die biltong gaan sny. Sny die biltong. Soos by die silver side, sny al die los vetjies af van die bokant. Trek die seening af op die kant. Snykant teen die seening, moenie te hard druk nie, maar trek asof jy sal sny. Dan haal hy die seeningkie redelik maklik af. Maak maar die oog los van die ander gedeelte af. Right. Dan sny jou biltongskywe. Diklies. Haal weer aan die bokant die vetjies af. Diklies het ook basies bestaan uit ook basies 3 spierlae. Ons praat aan die onderkant van die deksel. Jy kan mooi sien hoe hulle lê. Jou deksel sit aan die onderkant so. Hierdie noem hulle die mokville, die ronde gedeelte. Ek sal as ek hulle losgemaak het vir julle gou gewys. En hierdie praat ons maar net van 'n diklies. So die mokville is die ronde gedeelte en deksel aan die onderkant. Jy volg net die vlies en maak hom los. Hierdie gedeeltetjie wat jy hier afhaal, jy kan hom net so insit vir 'n biltongkie, jy trek net die seening af, of jy kan hom eerder vat en gebruik om stieks te sny met hom. Ons maak hom 'n biltong. Dis hoe jy jou diklies gaan skuif van mekaar. Hierso is 'n dik seening aan die agterkant wat vir jou mooi wys. Begin van die agterkant af, maak hom los, allangs die seening af. Haal dan die seeningkies aan die bokant af voor jy hom gaan sny vir die biltong, hoor. Right, eerste vliesies is verwyder, seeningkies is af. Dis dan hoe 'n mokville gaan lyk. En dit is jou diklies se anderste gedeelte. Sny hom biltong. So ons het nou die topside, ons het die silver side en die diklies. En ek doen gou vir julle die rugfillet, dan gaan ons inlê, hoor. Hierso op die kant is 'n dik seening wat jy moet verwyder. Sny maar net in die vlieste, dan kom hy maklik uit. Aan die bokant trek maar af die vetjies, want jy wil daai seening afhaal. Nou hierso by die nek, wil nie te veel vleis afhaal nie, maar die boonste gedeeltetjie waar die vet sit en die bloederigheid sit, haal hom af. Ons wil nou juist mik vir 'n lekker brekbiltong. Aan die onderkant is hy reg. Ergste seeningkies en goedjies is reeds af. Hierdie dik seening wat hierso sit, moet ons aftrek. Jy hom aftrek, druk mespunt onder die seeningkie in. Gaan nou vir julle wys. Maak hom los na die een kant toe. Dan na die ander kant toe net. Jy kan hierdie snit nou net so gaan sny en lekker breek by jou vriende, of jy kan hierdie stuk in die helfte deel. Daai gedeelte apart sny vir biltong en hierdie gedeelte apart sny vir biltong. Right. Ek gaan hom in die kom ons sny een lang skuif, dat jy kan sien hoe lyk hy. Dan gaan hy so lyk. Biltong heel eenvoudig om in te lê.
gebruik asyn. Party manne verkies om bietjie woestersous ook by te sit. Moenie te veel asyn en woestersous gebruik nie. Dit kan veroorsaak as jy te veel gebruik dat jou biltong 'n suur smaak het. So jy gaan baie lig sprinkel met jou asyn. Die asyn se funksie is baie van die mense glo dit hou ook vliee weg of die vliegies weg van die biltong af, maar hy maak eintlik in werklike waarheid dat die biltong baie vinniger uitdroog. As jy 2 stukke biltong, selfe gewig, selfe dikte, selfe ding, presies dieselfde gaan hang, jy sit die een net speserye op, jy gooi die ander in jou asyn by, dan gaan die een vinniger droog as die ander een. Selfe tyd, selfe plek, maak nie saak jou kamer se ventilasie, alles is dieselfde. Die biltongspeserye wat ek gebruik is Hunters biltong. Baie lekker saam met die wild. Seker vir my persoonlik is dit die beste. As daar mense is wat allergies is vir sekere goed wat binne in die speserye is en jy wil net sout en peper gaan, jy wil net sout en peper doen, dan gebruik jy 18 gram sout per kilogram vleis en jy gebruik so 3 gram peper, swart peper, moenie wit peper gebruik nie. As jy wit peper opsit, dan lyk dit of die peper so aan die buitekant van die biltong vasgeplak het as hy droog is, dan hy vertoon baie lelik. Die swart peper laat hom nog steeds baie mooi vertoon. Om te begin, jy gaan nou 'n bak gebruik nou hierdie. Jy gaan 'n bak gebruik, jy gaan jou asyn vat, jy gaan net sprinkel in die binnekant van die bak. Speserye gooi. Die speserye kan jy na smaak gooi. Of as jy 'n man is wat baie presies is en jy wil hê jou biltong moet altyd dieselfde wees, jy kan biltong afweeg. Hy sê vir jou op die pakkie wat jy gebruik, gaan hy vir jou sê 40 tot 50 gram per kilogram speserye wat jy gaan gebruik op die pak. Anderste gooi jy na smaak. Gooi jou speserye, dan gaan jy die biltong begin pak en laag. Jy gaan net so pak dat hy mooi langs mekaar lê en inpas. Biltong gaan as hy klaar gespeserye is, hy klaar ingelê is, hy moet 24 uur lê. Dis maar die beste tyd om te gebruik. Party van die so 'n dag lank. Laat hom oornag lê. 24 uur. Dis reg. Nie meer as dit nie. Kyk, ek sê 24 uur is die hele dag lank, as jy net oornag hang is reg, maar moenie verder as 24 uur gaan nie. Die rede is, party van die speserymengsels wat jy kry, brand die biltong as hy te lank in daai pekel lê. So as jy die biltong opgetel en hy word droog, hy lyk mooi daai eerste 3 dae en dan skielik dan begin daai ding so wit raak en hy word klip hard. Beteken hy was te lank in die pekel. So jy pak jou laag, weer die asyn, jy herhaal maar net weer, baie lig. Weer eens die speserye na smaak. Maak maar seker dat hy mooi bedek is. Te min speserye op jou biltong kan ook veroorsaak dat hy te blaas as die temperatuur net 'n bietjie te hoog is. Biltong se gewenste temperatuur is kamertemperatuur. So is omtrent wat 24, 25 grade Celsius, nie warmer as dit nie. Pak weer jou volgende laag. Weer die asyn. Jou speserye. Right, biltong gaan so staan 24 uur of net oornag, dan gaan jy hom ophang. Jy moet 'n trek wees in die kamer. Biltong mooi kan droog word.